Goeiemôre beleef familie, ek hoop julle het 'n uitstekende naweek gehad. Nou, gister het ons begin praat oor ruimteritmes, daardie klein ritmes wat ons kan inoefen om meer ruimte vir Jesus in ons verhoudings te maak. En as jy nog nie daai boodskap geluister het, wil ek jou regtig aanmoedig, gaan kyk asseblief gister se boodskap. Nou, ek wil hierdie week die gesprek 'n bietjie verder vat. Nou, kom ek vra jou gou-gou. Hoe vinnig gee jy op mense? Hoe lank gee jy iemand tyd om te verander voordat jy besluit, hy of sy gaan net nooit verander nie. Sy is net nou eenmal so, en ek het nou genoeg probeer. Nou, Jesus vertel 'n storie in Lukas 13, 'n kort gelykenis van 'n man wat 'n vyeboom in sy wingerd gehad het, en vir 3 jaar kom hy by die boom en hy soek vrug, maar daar's net nooit vrug nie, en uiteindelik sê hierdie boer, kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Nou, en eerlikwaar, jy kan amper in daai skrifgedeelte hoor jy die boer se frustrasie. 3 jaar, geen vrug nie. Maar dan kom antwoord die tuinier met die volgende. Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, tot ek rondom hom gespit en misgegee het, en as hy dan volgende jaar vrugte dra, goed, maar as hy nie, kan u hom uitkap. Nou, ek hou nogals van hierdie prentjie, die tuinier kyk nie na die boom sonder vrug en sê, ag, dis okay, hy hoef nooit vrug te dra nie. Nee, hy sê eintlik dat groei maak saak, die vrug, die uitkoms, dit maak verseker saak, ons moet hom nog 'n jaar gee, nog moeite, nog energie, nog tyd wat ons moet insit, vrug maak saak. Maar sy eerste reaksie is ook nie, kap hom uit nie, hy sê, gee ruimte, gee nog tyd, gee nog energie, doen nog moeite. Nou, hy sê dinge soos, laat ek rondom hom werk, en laat ek hom voed, en kom ons gee hom net nog tyd. Nou, daar is iets vir my baie mooi aan hierdie, en is selfs my stuk genade in dit. Genade ontken nie, dat groei nodig is nie. Genade maak wel ruimte, sodat groei juis kan gebeur. Genade los nie net te dink soos hy is nie, maar dit sê, daar moet tyd wees, daar moet spasie wees. Ek wonder, hoe sal ons verhoudings lyk, as ons so tipe ingesteldheid ontwikkel. Soms kyk ons na iemand op 'n punt, waar hulle nog was, en ons dink, jy moes nou al hier gewees het, en ons maak al vir hierdie finale gevolgtrekking oor hulle. Maar mense groei nie almal teen dieselfde tempo nie. Ek groei versekerlik nie dieselfde tempo op elke area van my lewe nie, en jy ook nie. Genadiglik, Jesus is nog besig met ons, en dit beteken ook nie, ons maak verskonings vir verkeerde gedrag nie. Dit beteken eenvoudig, ons moet versigtig wees, om nie 'n mens af te skryf, terwyl God nog met hulle besig is nie. Miskien is daar iemand in jou lewe met wie jy moed verloor het. Jy het opgegee. En dalk is jou gebed vandag nie, Here, verander hulle vinniger nie. Dalk moet dit eerder wees, Here, wys my hoe om genade en waarheid te gee, terwyl u nog met hulle werk, terwyl u nog met hulle besig is. En dalk moet ons dit ook vir onsself hoor, want versekerlik, ons almal kort nog groei, want God is nog nie klaar met jou nie, hy is nog nie klaar met my nie. Daar is nog grond wat moet omgespit word, daar is nog groei wat moet kom. Onthou, genade maak ruimte vir groei. Dankie geliefde, dat julle vandag saam met ons ook ingeskakel het. Ek weet, dis die begin van die week, en ek hoop hierdie week wat vir ons voorlê, gaan besonders wees. En dankie vir die ondersteuning, en vooral dankie vir die comments. As jy nog hier saam met my is, en net voor ons gaan afsluit met gebed, tik dalk daar in die comments iets in soos, gee dit ruimte. Want ons weet, ons almal kort genade, en dit is so mooi wanneer ons genade kan gee vir ander mense. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u liefde in ons lewens, u teenwoordigheid, en dankie dat u deur die Gees juis in ons vorming bring. U bring 'n Jesus tipe liefde wat u wil meewerk in ons harte. En wanneer ons geestelik groei en meer volwasse raak, is een van die tekens dat ons het meer geduld met ander wat nog nie daar is nie. Ons wil baie keer sien waar 'n persoon moet wees, en ons het daai prentjie, daai eindproduk, en dan ontken ons of ons mis dat God is in die situasie juis nog steeds besig met hulle. En daarom vra ek, Here, dat u vir ons almal meer geduld sal gee en meer genade sal gee vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar, kom ons tree in vir mekaar, kom ons daag op vir mekaar. Kom ons werk die grond om, kom ons spit, kom ons werk goeders in daai grond, en sodat daar meer vrug kan wees, Here. Maar kom ons wees eerstens net meer geduldig met mekaar. Ek bid vir daai genade oor my lewe, dat ander met my ook sal geduldig wees, en ek so met hulle. En daarom vra ek, Here, in die week wat vir ons voorlê, mag ons naby aan u wandel en sien hoe u ook vrug in ons lewens meewerk. Ek loof u, ek eer u, ek
Ek sê vir u baie dankie vir u genade oor ons lewens. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.